Liesel Keiler het vir lank die boeke gedoen vir Skimmelkrans, haar man George, se suksesvolle suiwelplaas naby Harold's Bay. Maar vroeër vanjaar het sy die finansiële leiersels aan iemand anders oorhandig en met regte, egte leiersels vervang. Nou leef sy haar passie, uithou perdritte voltyds uit en spandeer soveel as moontlik tyd met haar perde op hierdie pragtige plaas. Liesel het al 26ste geëindig in die 3 dae Forest Smith uithourit, een van die mees veeleisendste uithouritte in die wêreld, waaraan tot 500 ruiters en perde deelneem. Ons het by die pragtige klein waaghals oor hierdie groot liefde van haar gesels. Jy doen nou al vir hoe lank wat jy endurance racing doen? Wat noem mense dit, 'n uithou perdry? Wat noem mense dit? Uithoutritte nog nie so lank nie. Ek het op 49 het ek begin deur vriende wat my aan dit blootgestel het. Ja, so dis nou 2 jaar. Dis nou presies 2 jaar. Jy sê dis verslawend. Ons staan hier op jou pragtige plaas Skimmelkrans met jou pragtige perde hier rondom jou. Ja. Vertel vir ons, hoekom is dit verslawend? Wat is dit wat so bekoring hou vir jou? Ek dink dit is net as jy begin daarmee, dis highly adrenaline. Dis jy kry 'n helse adrenalien kick uit dit uit. Ek dink dis die verhouding wat jy met daai perd het wanneer jy op die baan is. Die verhouding wat jy met jou mede-ruiters bou. Maar ek sal eerder sê dis daai sieleband wat jy met jou perd het wanneer jy op daai baan is. Dit wat hy vir jou gee. Dit wat julle saam bereik. En ek dink dis 'n familiesport ook. Die verhouding wat ek en my man ook het, my man groom vir my. Dit was in die begin verskriklik moeilik geweest. Ek is nou al baie rustiger. Ons geniet dit verskriklik baie saam met die perd. Ek het nou so 2 wat ek op die baan is, maar ek wil op die einde van die dag so 4 perde op die baan hê wat ons wil ry. Ja, 80 km in die uithourit wêreld is relatief 'n kort distansie. Vir die gewone mense soos jy klink dit verskriklik ver. Ek het baie mense wat ek bewonder. Ek meen ek word nou amper 52. So dis 'n vroue sport meer as wat mans dit ry. Daar is mans maar baie meer vrouens. Daar's vrouens al in hulle mid 50s. Daar's tannies van 64. Daar was nou op Kwela die dag 'n program van 'n tannie van 80 wat 2 dae aan Forest Smith gery het. Ongelooflik. En hierdie perde ry in 'n dag 120s of 160 km ver. So ek is nog glad eers daar nie. Maar die vrouens doen dit met hulle perde. Om vir jou te verduidelik, perde begin in 'n novice fase of 'n trapleer. Dis 240s en 280s. Dan noem ek dit hulle het hulle lisensie gekry om dan te kan kompeteer. So en dan het jy klasse. Jy het 'n klas in 'n liggewig klas. Dis alles onder 73 kg met jou tek, dis jou saal, jou toom en jou gewig boop jou perd. Dan het jy 'n klas in standaard gewig. Dis alles bokant 73 kg tot en met 93 kg. Dis alles met jou goed ingesluit. En dan het jy jou heavyweight ruiters wat bietjie daai klas het nou baie minder geraak. Die sport raak baie kleiner want dit is baie duur. So jou heavyweight is van 93 af. So hoe die perde dan hardloop gewoonlik, kom ons sê op 'n 80 km, dan begin jy jou eerste been is dan Hier kom jou perd. Hier kom Boema. Jou eerste been is byvoorbeeld 'n 35 km. So op daai kilometers ry jy met jou perd. En dan is daar stoppunte waar jou perd water kan drink, jy kan afklim en jy gee jou perd water, jy spuit hom, jy maak hom lekker nat laat hy kan afkoel. En dan klim jy verder op en jy ry weer. En dan kom jy in op jou been en dan groom jou man. So wat hulle dan doen is ons probeer dan die pols afkry op 64 en ons koel hom af. Dan gaan hy in vir sy wet check.
dan is daar veeartse wat dan jou perd check en op die wet line-ups hardloop. Laat hy nie mankes op sy bene nie, hulle kyk vir sy tandvleise en dan trek hulle die vel vir hydrasie, dat jou perd nie hidreer nie. So daar word baie mooi gekyk na jou perde. En wat van jou? Wie kyk na jou? Want ek dink dit is net so uitputtend vir die persoon op die perd. Ek pak vir my gewoonlik 'n coolbag met 'n klomp water en Energite en energy bars en ek het 'n sakkie op my saal wat ek water drink en jy moet maar kyk dat jy self rehydrate of wat ook al. En hoe voel jou spiere na so dit? As jy gereeld gym of oefen, dan is jy nie so styf. Want jy moet self ook fiks wees. Ja, ek was 6 jaar het ek 'n accounting gedoen, vir skimmelkransboerdery en die entiteite en saam met die ouditeure gewerk. En my man het my laat aftree. En nou doen ek net die perde en ja, ek het op die oomblik 6 waarvan hierdie my afgetrede vir die Smit perd is. Ons het verlede jaar 26ste geëindig. Dit was 'n first time lucky. En ons het 26ste gekom, standard weight. Jy gaan dit doen. En wie is die volgende enetjie wat jy groom? Wie gaan oorneem nou of wie neem nou oor by Desert? Desert se plek is Azarek Erlo met wie ek die naweek gekompete het. Ja. Ek wil hom graag 120 ry en dan my Fossie, Copper Cloud Wuma. En dan het ek 'n Mary wat ons nou gekry het. Sy is baie jonk. Haar naam is Shahira. Sy het opgehou om die boeke te doen vir Skimmelkrans, maar jy is baie betrokke by haar uithou renne as die groom. Ja. So wat behels dit? Wat is jou job nou? Weet jy, groom is 'n baie gevaarlike ding om te sê, want wie groom ek? Groom ek haar of groom ek die perd? Ek groom. Hy groom my after hours. Ek groom beide. Ons is nog vars in uithoueritte, maar is 'n ongelooflike sport. Wanneer jy groom is soos dit is dit soos in F1, jy kom in en jy pit. Uithoueritte pit jy ook met 'n perd en jy moet daai perd se hartklop afkry na 64. So jy moet daai perd so vinnig as moontlik gemaklik kry. Ek dink is 'n bietjie van 'n ondankbare werk om 'n groom te wees. Jy kry nie trofees in linte en ribbonsie. Aan die einde van die dag gaan dit oor die perd. En ek dink Arabierkruise is geteel vir hulle uithou vermoë. Sy het haar hele lewe lank gedroom daarvan, so as ek haar bietjie kan ondersteun in dit wat sy my vir so lank geondersteun het, is ek all the way met bekers en gieters en wat ook al moet gebeur, is ek daar om haar te ondersteun in haar passie.